Here Jesus, hierdie is vir U, Here. Ons rig ons gedagtes op die koning, koning van konings. Here, dankie dat ons in U, in die teenwoordigheid kan ingaan. Here, dankie vir U genade. Here, ek bid dat elke geluid in die troonkamer 'n soete geur vir U sal wees, Here. Ons kom voor U, Here, nie omdat ons waardig is nie, maar omdat U waardig is. En ons sing heilig, heilig, heilig. Ja, dankie Jesus. Dankie dat ons net saam voor die troon kan kom staan of sit of lê en net sê, U is heilig. Jesus, ons lig U op. As koning. En ons worship U. Heilige Gees, ek bid dat U net hier is en elkeen se hart sal hoor wat U vanoggend vir hulle wil sê. In Jesus naam. Amen. Okay, hallo almal. Dis baie lekker om almal te sien en te ontmoet. Die wat ek nie ken nie, asseblief wees soos interactive, anders gaan ek nie hierdie kant doen nie. Okay, dankie. My skoonsussie is heel voor. Ja, dankie vir die is dit reg? Okay. Dankie vir hierdie geleentheid. Julle beweeg Wellington en Enrico en Larissa en ja, is dit al 10 jaar terug wat jy gedoop is. Wow. Die beste van alles is ons was op 'n uitreik, dink ek wat ons weekliks gedoen het, nê, by die homeless shelter in Kraaifontein dink ek. So dit was in die middel van die winter in 'n opblaaswembad buite. Ek was hoogswanger. En toe Larissa sê ek wil gedoop word. En ons sê wanneer? Sy sê nou. Okay, nou. So dit was baie spesiaal. En ja, ek dink Enrico was vars uit die skool uit omtrent. Dit voel so. Was hy nog op skool toe jy by die kerk aangekom het? Dit was net. Soos dit voel vir my ek sien jou in jou boys uit trei in die kerk. Ek weet nie ja, ek wil net sê ek weet nie of dit uit boys uit trots is wat ek ook voorstaan dat jy jou trein gehad het, was dit die enigste skoon was gedog. Jy op jou eie gebly. Ja, so dit is al goeie jare. Ek hoor ek weet nie wie mans of paas of iemand het wat gisterand by die manne ding was nie. Maar dit moes baie lekker gewees het as my man 1:30 by die huis gekom het. En gelukkig is dit as jy weet is by die kerk dan is hy nie kwaad nie. So ek het wel wakker van gewag want hy moes my help met my voorbereiding vir vandag. En maar ons was altyd te moeg. So toe sê hy as ek hom vanoggend wakker maak met koffie, dan sal hy my help. So dit was soos hier's jou koffie, is jy wakker? Nee, is jy wakker? Nee, ek kom ons doen dit. So ek sê hy moet my net 'n bietjie help met my vee want hy is baie oulik met gesels. Hy spot altyd vir my en my ma dat as ons 'n storie vertel dan begin ons by Genesis en begin 'n deurtrek van regtig iets wat nie eers dit doen net met die storie nie en dan vat ons hom tot by Openbaring, maar gaan letterlik vandag by Genesis begin en by Openbaring eindig. So maar dit gaan nie so lank vat nie. So ja, maar fokus op Jesus. Mag julle vandag nie my stem hoor nie, maar sy net die woorde hoor en sy stem hoor. En gisterand ook nou sit en wag vir vry en ek kan ten minste so lank bid. Ek bid nou lank al oor hierdie, maar toe nou, jy weet nog. En ek raak stil en baie keer dit is okay, jy weet jy wil hê mense moet opstaan en wat Jesus vir hulle het en jy wil hê die kerk moet doen wat hulle moet doen en 'n verskil maak in die wêreld en ek dink ek en Frank vir ons kan baie keer ek dink bietjie kwaai raak as ons voel maar kom nou, jy weet regtig. Kom ons doen net iets, kom ons beweeg. Jy weet soos julle kerk se naam. Maar dis dit my oë toe maak dis dit onmiddellik so sagte oomblik en wat ek voel Jesus net sê kom nader aan my hart.
en ek gaan nie huil nie. Wat hy vir elkeen net wil sê, maak nie saak waar jy is nie, of jy ver is en of jy naby is aan my hart, aan sy hart, kom nog nader. En dit is sy woorde vanoggend, dit is sy uitnodiging. En ja, so as ons nou begin by Genesis. Okay, wag, eerstens, die tema voluit. Die kaartjie is so mooi, Larissa. Dis regtig so mooi. Ek het dit vanoggend gelees vir die eerste keer en van wat ek wil ek nou gaan sê, ek en sy het nie eers gepraat hieroor nie. Soos ons het net gesê dis voluit en dis dit en dit korrespond so mooi. Kan ek gou 'n kaartjie, ek wil net gou dat daai eerste sinnetjie het. Ek bid dat 2026 'n jaar sal wees waarin jy Jesus voluit sal volg. 'n jaar waarin jy sal stap met diep Heilige Gees intimiteit. Woordetuiging en God gegewe roeping mag 'n jaar gemerk word deur oorgawe aan die een wat jou siel bemin. Want met die woord voluit, dit ek begin dink oor en vir Jesus vra, okay, wat presies wat van voluit? Is dit okay, maar hoe leef ons voluit vir Jesus? En dit begin by intimiteit met hom. Dit begin met naby wees aan sy hart. En alles anders gaan daar uitvloei. So die Genesis waar ons nou gaan begin is wat is ons oorspronklike ontwerp? Die God ons geskaap het, toe daar nog nie sonde was nie, is ons gemaak in sy beeld. En alles soos alles van ons is presies in sy beeld gemaak, kort van sy godheid, obviously. En soos wat Adam en Eva kon wandel saam met hom, daai tyd, en alles anders wat hy vir hulle gegee het om te doen, die dominion, wat hy gesê het, jy weet, die dominion oor die aarde, en subdue, en multiply, dit het alles gekom uit daai intimiteit met hom, dat God ons geskaap het for his glory, en vir worship, nie net worship van 'n liedjie sing nie, maar 'n leefstyl van worship teenoor hom en verhouding met hom. Dit is ons oorspronklike design, ons oorspronklike skepping voor die sondeval. En soos ek sê, daai dominion en subdue the earth and multiply, dit was nie werke nie. Dit het gekom uit die intimiteit uit. Dit was nie goed wat hulle moes doen om nader aan God te kom nie. Dit het gekom uit hulle nabyheid. So voluit leef verg dan om vol te wees van hom, van Jesus. So obviously het die sondeval toe nou ongelukkig gebeur. So ons gaan nou van daar af, maar we always get back to the original design. So hierdie laaste liedjie het ek gevra vir, want dit was so net so tema die hele week van om ons krone neer te lê. En ons is in God se beeld geskape en julle is elkeen so pragtig, so mooi. En Jesus is so lief vir julle en julle is elkeen so jy weet hy smag na elkeen van ons om ons naby aan elkeen van julle om julle naby aan hom te hê. Maar ons self kan nie genoeg wees sonder hom nie. So om my hart vanoggend is om te gesels oor hoe ons empty vessels is vir hom, maar empty vessels met vol lampies, soos die 10 maagde in Matteus 25. As Frank preek, dan skiet hy die skrifte net so uit sy kop uit. Ek gaan baie keer op 'n nota kyk, net om nie te sê iets staan op 'n verkeerde plek nie. Maar Johannes, ek gaan my Bybel net oopmaak. Ek kan nie preek sonder of praat sonder 'n oop Bybel nie. Ek sit al my kinders se briefies in die Bybel, so ek moes dit eintlik vir die tyd uitgehaal het. So ek gaan nou na Johannes 3 vers 30 is he must increase and I must decrease. Maar wat ek wil lees, ek dink nie ek het daai skrif gegee vir die bord nie. Is 2 Timoteus 2 vers 21. Julle Bybels. Het julle nie julle Bybels nie?
Okay, gaan julle scroll. 2 Timoteus, ek sal by 1 Timoteus. 2 Timoteus 21. Is dit okay as ek in Engels lees? Is dit reg? Okay. 2 Timoteus 2 vers 21. Therefore, if anyone cleanses himself from the latter, okay, dit is ons moet lees wat voor dit ook staan, maar ek wil nou uitkom by die volgende stukkie. He cleanses himself from the latter. He will be a vessel for honor, sanctified and useful for the master, prepared for every good work. So dit is as ons onsself kan leegtap van onsself en besef ons is nie genoeg sonder Jesus nie. Ons kan nie wees nie. En onsself leegmaak van onsself om onsself vol te kom maak van hom, dan is ons 'n vessel for honor wat hy kan gebruik. En die vol lampies van wat ek nou gesê het van die 10 maagde Matteus 25 is die olie verteenwoordig die Heilige Gees. So dis al waarvan ons moet vol wees. 1 Petrus 1 vers 16 sê be holy for I am holy. Sê die Here vir ons. So ek wil ook gaan na Matteus 16. Okay, julle skraal ek blaai, so ek gaan 'n bietjie stadiger dalk lees. Frank sou dit nou 'n kompetisie wou maak. Ek wie se eerste daar. Matteus 16 vers 24 en 25. Then Jesus said to his disciples, if anyone desires to come after me, let him deny himself and take up his cross and follow me. For whoever desires to save his life will lose it, but whoever loses his life for my sake will find it. Ek dit iemand anders het 'n quote daarvan gemaak wat dit gephrase het. He is no fool who loses what he cannot save to gain what he cannot lose. So ek dink baie keer wil ons dit baie keer sukkel 'n mens met jouself regtig neerlê, met regtig deny himself en to take up our cross, want baie keer is dit ongemaklik. Meeste van die tyd is dit ongemaklik. En wanneer ons lewe vir die Here gee en ons word vol van die Heilige Gees en ons word gedoop, dan is daai sondige natuur van ons is dan gekruisig. Ek dink baie keer probeer ons bietjie CPR toepas en dink okay, mens kan dalk so 'n bietjie van al twee in hê, maar dit werk nie. Daar's ongelukkig of gelukkig eintlik gelukkig. Ongelukkig vir die vlees want die vlees word teen die gees. Ongelukkig vir die vlees is daar nie plek vir altyd nie, maar gelukkig want dan kan dit net Jesus wees. Is daar net plek vir een van die twee. So dit kos om onsself neer te lê en dit kos sacrifices. Dit kos om nie soos die wêreld te lyk nie. Dit kos om baie keer mense soos wat die Bybel dit sê selfish ambitions neer te lê. Dis dit wat jy dink goed is. Dit wat ek gedink het is goeie keuses vir my lewe. Dit wat dalk baie keer mense familie se drome is vir jou lewe. Ek dink dis amper moeiliker gewees. Dis amper moeiliker baie keer as jy weet die Here roep jou vir iets om jou eie drome neer te lê. Is een ding want jy het vir Jesus in jou. So jy is deur die Heilige Gees so oortuig en so geguide en soos wat die skrif sê compelled. Dit is maklik baie keer om jou eie drome neer te lê, maar dit is amper moeiliker baie keer vir jou familie te sê. Ek gaan julle drome vir my ook neer lê want mense familie wil die beste vir jou hê en hulle jy weet dit sê ek maar jy het hierdie potensiaal en jy het al hierdie tyd ingesit en maar op die einde is dit deel van die sacrifice. En op die einde is die enigste ding wat saak maak is Matteus 6:33 seek first the kingdom. En wat is God se hart? Ek gaan nie vooruit gaan nie. Maar wanneer mens ek sê baie maar gaan nou konsentreer. Wanneer mens die Here se hart vir jou soek
En 'n mens begin kies om regtig ja te sê. Om regtig ja te sê vir God se roeping en hoe ook al dit lyk in jou lewe. In ons almal se lewe gaan dit verskillend lyk. Vir ons het dit gelyk soos gee alle beroepe op, gee alle ander ambitions op en waarna toe ons werk, waarna toe ons tyd en geld en energie gee en gaan voluit vir siele, vir missions. Vir iemand anders roep hy dalk as 'n juffrou of hy roep jou as 'n ek weet nie wat julle doen nie, 'n prokureur of 'n dokter of 'n klerk of 'n wat? Of ja, wat ook al julle doen. So vir ons elkeen gaan dit anders lyk. As ons nog steeds gehoorsaam is aan God, en doen wat hy jou voorroep, lyk dit anders, maar op die einde dit dieselfde end goal. Op die einde is dit ons wat vir Jesus aanvaar het, is nou versoen met God en om daai boodskap nou verander te vat wat nog dit nodig het, wat nog die versoening nodig het. En om dit te doen, moet ons vol wees van hom. Of ek iets vergeet. Ek het gedink. Ja, okay, dit sal terugkom as dit moet. Okay, maar dan, soos ek sê, dit gaan alles kan vloei net uit intimiteit met hom. So, om prakties te wees, waarvan is ons vol? Waaraan spandeer ons tyd? Wat vat die meeste van jou tyd op in jou dag? Okay, as jy moet werk en is die regte plek waar die Here jou wil hê, dan natuurlik gaan dit baie ure vat. Maar wat is wat is jou doel om by die werk te wees? Is jy by die werk om 'n werk te doen en vir 'n salaris en jy leef die koninkryk uit, ek wil amper sê on the side, of is jou volle doel en rigting om te weet, hierdie is waar God my roep om te wees, hierdie is waar ek die wêreld moet verander vir hom. Hierdie is my heel eerste visie en missie en die salaris is die side. Dan hou ons regtig God se doel voor oë. So waarvan is ons dag vol? Frank het nou in Malawi, toe praat hy met die pastore en hy sê vir hulle al 'n bietjie julle fone uit. Dis toe nou soos hulle is ons super vroeg op. So dit was soos 8:00 in die oggend of 9:00, 10:00 in die oggend, maar hulle is toe al almal 6 ure lank wakker. En hulle is baie vroeg op. En die beste van alles is hulle gaan slaap ook nie vroeg nie. Toe ons daar was een keer nou, toe was ons baie naby die kerk waar ons geslaap het. En dan worship hulle letterlik, hulle is in die kerk sonder iemand, dis nie 'n diens of iets nie, dis net waar hulle wil wees. Dan worship hulle tot 10:00, 11:00, 12:00 in die aand, dan gaan slaap hulle en dan dink ek okay, hulle gaan sê bietjie 4:00 is hulle op. Dan is die vure aan en hulle begin en worship weer. Anyway, so ja, dis 9:00, 10:00 in die oggend, almal is al 4, 5, 6 ure wakker. En hy sê okay, kom ons kyk bietjie na waarmee maak ons onsself vol. Hy sê al uit hulle, almal het nou smartphones. So dat jy daai by die settings kan gaan en dan kan jy nou gaan sien hoeveel ure het jy nou al spandeer op jou foon. En die foon is nou al so oulik dat dit wys ewen wat het jy gedoen op jou foon. Dit wys okay. Ek was 'n halfuur lank op WhatsApp en ek was sê okay, hoe lank was julle nou op julle fone? Omtrent 4 ure se screen time al in. Okay, is enige daarvan die Bible app? Nee. Dis Facebook en WhatsApp en ek weet nie wat ewer anders. En ek dink ons almal, ek dink ek self is baie keer, dis ons generasie veral, en ek dink ons almal hier maak so wat se generasie nie, want ons het nou almal fone en TV's en goed. Maar dit voel vir my amper veral van ons generasie af en aan, ons het nie die vermoë om verveeld te wees of onsself besig te hou nie. Want die oomblik wat jy nie iets het om te doen nie en gaan sit, dan tel jy jou foon op. En ek vang myself te doen. Ek gaan sit so my kinders, hulle doen nou iets, hulle praat nie direk met my nie, dan gaan sit ons, dan gaan my hand na my foon toe. En dan dink ek,
wat wou ek nou doen op my foon? Ek het nie eens 'n rede gehad om my foon om te tel nie. Jy wil net vat, jou brein wil net die liggie sien. So ek dink dit is 'n groot ding vir ons is hoeveel tyd regtig vir myself die vraag te vra. Hoeveel tyd spandeer ek op my foon wat nie 'n konstruktiewe doel het in my geestelike lewe en vir die koninkryk nie. Hoeveel tyd scroll ek op Facebook? Ag en ek weet, hierdie is 'n broken record. Ek weet ons het dit almal al baie gehoor, maar regtig. Hoeveel tyd spandeer ons op Facebook teenoor hoeveel tyd ons in die woord spandeer? Selfs om goeie goed te doen, die nuus te lees, as dit 'n goeie ding is, ek weet nie. Hang af wat se nuus mens lees. Om boodskapies uit te stuur. Selfs die dinge van God. Weereens, is dit werke? Is ons besig met boeke lees en preke, ek is nie fout met preke kyk nie, maar is ons besig om goed te kyk en goedjies te lees en ons kan alles sê, ja, dit gaan oor die Bybel, dit gaan oor Jesus, maar is ons regtig besig om by Jesus se hart uit te kom? Is ons regtig besig om met die Heilige Gees te engage, tyd te spandeer? Is ons besig om te groei in hom en laat hy groei in ons? If it doesn't glorify God, hoekom wil ons dit dan in ons lewe hê? Hoekom wil ons tyd daaraan gee? En dit is iets waaraan mens groei ook. Ek en Frank self, daar nou sekere goed wat sien nou gered is en jy begin nou kies om reg te lewe en mens okay, be holy for I'm holy, so mens begin holy living implementeer in jou lewe, dan partykeer is dit 'n proses. Jy weet sekere goeders val onmiddellik af. Soos daar seker goed wat mens onmiddellik gaan ophou doen. En dan so sekere goed wat later aan wegval. Ons het byvoorbeeld ons geniet om series te kyk, reekse te kyk. So ons sal ons hele dag hê en dan as ons nou, jy weet, aan die einde van die dag niks aan die kinders slaap en so aan, dan kyk ek episode van een of ander NCIS of Mentalist of whatever. En op die eind dan begin mens agterkom hoe dit regtig nie jou vol maak nie. Jy dink, kyk, ek vat nou hierdie 40 minute, ons ontspan, weet ons spandeer tyd saam. En dan voel jy nie regtig volle na die tyd nie. Jy voel nie regtig opgebou nie. Behalwe dat ek nou my brein het ook nie regtig ontspan nie, want hy was heeltyd gestimuleer. Dit het nie eintlik, ons het nou ietsie saam gedoen, maar ons het nie gesels nie. Ons het nie saam gebid nie. So wat dra dit regtig eintlik by? En ja, ek is mooi groot gemaak, mooi in Jesus groot gemaak, in die kerk groot gemaak, maar ek het ook draaie gaan stap. Wye draaie, ver draaie. En in daai ver draaie seer en leegheid probeer volmaak. En baie keer was dit meer 'n numbing, dis om dit net stil te maak. En baie keer was dit probeer om dit vol te maak met ek weet nie wat mens na soek. Wat soek mens na? Ek dink mens soek altyd liefde, mens soek altyd aanvaarding. Mens soek joy. En dan soek mens dit op ander plekke as by die Here en op die eind los dit jou eintlik leer. Dan sou ons op 'n aand uitgaan en yay, ek meen great fun. Bou at least verhoudings so ver as wat mens kan. Maar dan word ek die volgende oggend wakker. En in plaas van om beter te voel ek net nog 'n stapie slegter, nog 'n stapie leer. Tot ek teruggekom het na Jesus, want eintlik ek het 'n gedig geskryf een oggend dat ek wakker geword en so gevoel het. En ek dink ek weet nie of ek my Bybel of 'n dagboek of iets oopgemaak het, een van daai dagboeke met die skriffies onder en dit was 'n skrif in Psalm, ek weet nie of dit 143, ek moet eintlik dit gaan kry. En dit was soos die presiese antwoord op daai gedig wat vra hoe. Dus hoe doen ek hierdie? Hoe voel ek beter? En dit ja, ek sê maar ek noem dit nou kan ek dit nou nie lees nie, maar ek gaan nie op my foon scroll nie. En die bottom line was jy gaan nie hierdie kan doen sonder Jesus nie. Ons kort vir Jesus
en saam om ja te sê vir Jesus sonder om te sê Jesus, ek het U nodig. Ek gee my lewe oor vir U. Was die volgende stapie wat weer genesing gebring het en volheid gebring het, was om regtig te soek. Hoe het ek intimiteit met Jesus? Hoe doen ons holy living? Holy living, wat is die do's van hierdie moet ek doen en wat is die don'ts van lê hierdie goeders neer? En soos ons sê, dit is nie altyd lekker nie. Dit is nie lekker om jou favorite series op te hou kyk nie. Soos ek was mal oor Gilmore Girls byvoorbeeld. Ek was mal oor Friends. En op die eind kyk jy dit en die Heilige Gees begin jou net al hoe meer nudge. Soos wat is die waardes van die mense in hierdie storie? Is dit regtig iets wat bydra tot jou lewe? Is dit regtig iets wat jou inspireer om beter te wees? Nie net 'n beter mens nie, maar te groei in die Here. En ja, ek kan sê ek glo nie in die goed wat hulle doen nie. Nee, ek gaan nie doen wat hulle doen nie, maar jy prop jou tyd vol met dit die hele tyd. Party toe my kinders, die twee groter is ook heel wat kleiner was, as hulle slaap dan dan het ek nou 2 episode gekyk en waar het ek nou eintlik my tyd spandeer? Maar ek het agtergekom baie van dit was pleisters. Dit was baie van dit was pleisters om net nie 'n leë oomblik te hê om te moet deel waarmee mense moet deel partykeer nie. Nie te face wat seer is nie, wat moet uitgesorteer word nie en wat moet genees nie. En ook om partykeer moet mens fiks raak. Dis partykeer moeilik om jou Bybel op te tel aan die begin, jou Bybel te vat en te lees. Dit voel baie makliker om 'n episode te kyk. Eerlikwaar, ek sê eerlik. Maar dan dis is Jim, jy raak fiks daarin. So dis nou weer die do's, daar is nou die don'ts. Want kom ons gee nie ons tyd aan goed wat nie konstruktief is nie, maar die do's is wat is die goed wat ons kan doen om dit dan om nader aan God se hart te kom, om meer intimiteit met hom te hê. Hoe raak ons empty vessels met vol lampies? Olie vol olie is vol van die Heilige Gees. So partykeer is dit sit en wag. Soos wat ek sê, ek dink ons generasie mee sukkel is om net in die stilte te sit en nie na iets te kyk nie, nie na iets te luister nie, nie iets vas te hou in jou hand nie, behalwe jou Bybel. Maar net te sit en net wag op die Here. Daar Psalm 65 vers 1 sê van how even silence can be praised. Net dit die blaai sonder dat my briefies uitval. Hulle sê vrouens kan multitask, maar ek kan nie praat en dink waar's die boek van die Bybel op dieselfde tyd nie. So nou soek ek psalms voor Esra. Okay, wag. Ek bespreek is, so is net voor dit. Jy loop daai liedjie, was dit loflaitiese liedjie wat so die boeke van die Bybel sing. Psalm 65 vers 1. Praise is awaiting you, O God, in Zion, and to you the vow shall be performed. So partykeer is dit like, partykeer is dit letterlik net sê ek my brein hoef nie nou gestimuleer te word nie. Ek kan net sit en gesels met die Here of net ewen wag op hom, net om worship, net vir hom sê Jesus, U is groot, U is God. En van wag. Ons kan as ons ry in die kar, waarna luister ons? Luister ons na iets wat help? Of ons kan worship aansit. Partykeer kan ons ewen net daai tyd gebruik. Weet as my saam mense ry of as die kinders het, dan sal baie ander in die atmosfeer baie stemmetjies, baie vrae. Dink ek gaan nou die audio Bybel aansit en dan net sodra daar 'n punchline kom, net mamma, ja. Mamma, nee. So ek dis okay, maar tussenin dit, as ons tussenin dit ander goeders kan doen, kan ons tussenin met die Here gesels en laat hy net soveel van 'n stem in ons gesin is as elkeen van ons ander se stemme. Ons kan in die kar die audio Bybel aansit. Ons kan in die kar net fokus op bid. Dis baie lekker tyd dat ek wat jy niks anders reg kan doen nie, veral as jy alleen ry. Frank het toe hy
ek moet nog 'n bietjie gesê wie is ons net so vinnig, maar dit maak nie saak nie, dit gaan oor wie Jesus. So Frank het deur die vloed ingenieurswese geswat en in 2015 het hy was dit die jaar wat hy klaar geswat het, wat hy toe nou 'n jaar al gewerk het vir die vloed voordat ons besluit om die kontrak klaar te maak. En ons het in Tableview gebly en hy was by die basis in Simonstad. So dit is 'n uur se ry. As hy nie op die kop 6 uur of voor dit in die oggend gery het nie, was dit so 2 ure se ry. Maar dit was amazing tyd gewees vir hom, want oggende wat ek nie saam met hom gery het nie, om net met die Here te kon praat en hy het daar so geoefen om die stem van die Heilige Gees te hoor, want hy het gery en dan sal ek weet nie, hy is lief vir musiek, so hy het al worship aangesit. Maar hy sal letterlik ry en bid en vra, "Okay, Here, in watter baan moet ek wees?" En dan voel hy wat die Heilige Gees sê en dan sit die beter baan. Is dit die baan wat meer vloei of die een wat by die, jy weet, whatever. En dit is so daaglikse simpel eenvoudige manier, dit spaar jou 5 minute, maar jy oefen om die Heilige Gees se stem te hoor. Dit is om daai ons het een oggend by die kerk het jy actually besef my wat soos Jesus sê van hoe waardevol daai net heen en weer conversation in mense gees deur die hele dag, nie eers oor iets wat regtig nou belangrik lyk nie, maar net daai heen en weer conversation met hom. Dis is Frank altyd sê, jy gaan nie na jou vrou toe en dan sit jy gou 5 minute met haar en praat met haar en sê vir alles die sê en loop jy weg en praat glad nie meer die hele dag met haar nie. Dis nie hoe mens verhouding bou nie. Dit is heeldag as mens by mekaar is dit mos nou heeldag heen en weer. Even om dit te oefen op as ek winkel toe gaan, okay? Waspoeier, hier's nou 2 op special. Okay, Jesus vat 1. Dat een is beter. En so is jou lewe anyway beter want hy weet altyd beter. So jy kies altyd as jy mooi luister die beter opsie. Maar so oefen mense dit ook om sy stem te hoor en om nader aan sy hart te kom. En om Bybel te lees, ek dis gisteraan toevallig kon seker ook weer eens my tyd beter gebruik het. Want terwyl ek nou vir Frank wag, dan is ek op Instagram met my vingertjies met iets doen. En ek werk nog daaraan, maar okay. En gelukkig het ek toe iets mooi raak gelees. So maar Brian en Jane Johnson se seun sy naam is Braden, hy is nou 18 en toevallig kom ek op sy naam af en sien hy het nou propose. Dus ek love mense wat jong trou. Dit is amazing. Ons wil ons kinders moet op 18 trou. En ek sien hy het nou sy meisie gevra om te trou. Hy's 18, ek weet nie, ek dink sy is ewe oud. Maar hy op sy verjaarsdag skryf hy toe, maak hy 'n post wat hy net sê, jy weet, oor hoe amazing lewe hy gekry het en hy's dankbaar en hy sê vir die Here dankie en hy sê vir sy ouers dankie en hy sê vir hulle dankie dat hulle my al oor die wêreld gevat het. En hy sê hulle was in Israel die jaar voor dit of iets en hy sê hoe cool dit vir hom was om net te sien, jy weet alles wat die Bybel is. Hy sê dit het vir hom dit so reël gemaak en so oopgemaak om dan dit in die Bybel te lees en dink, "Hey, ek was actually daar ek het nog geloop." Ek weet ek hoef dit nie te imagine nie en hoe dit die woord vir hom oopgemaak het. En in plaas van om net te bou of nie te bou eers, net te gaan op sy ouers se geloof en jy weet wat hy geleer het, hoe hy groot gemaak is teenoor homself in die woord in te begin inspring. En hy sê as enigiemand hom ken, weet hulle hoe moeilik lees vir hom is. Maar hy sê so dit was 'n struggle, maar om dit net te doen en regtig die woord te begin bestudeer. En dis ook die ding. Dit is as mens ry of net in die huis besig is of skool goed was of wat ook al, jy sit worship aan of jy sit even die audio Bybel aan. Dis amazing. Dit is so waardevol. Maar om nie daar te stop nie. We gaan nie net die audio Bybel in die agtergrond aansit nie. Regtig die woord te vat en in dit in te klim en te bestudeer. En regtig seker maak ons weet wat God hier binne sê. En gebed. Dit is baie keer moeilik om langer as 10 minute te bid. En okay,
dankie vir my kos, dankie vir my huis, dankie vir my ma, dankie vir my pa. En dan ons my jongste baba dogtertjie, sien my baba nie, maar sy is 'n bietjie baba. Sy's 3 en dan sal ons nou in die aande bid en en almal nou gebid, dan bid sy nou laaste en dan sal sy sê dankie sis en dan wat ek al sy nou aan dink van die dag wat sy wil dankie sê en dan sal sy vir my kyk en sê wat nog? En dan herinner ek haar nog eens en sê wat nog? En later sê ek jy moet nou self sê wat nog? Jy moet nou self vir my sê waarvoor jy dankbaar in jou hartjie vir Jesus. So baie keer voel dit soos mens bid. Okay, wat nog? En prakties, baie keer help dit om 'n lysie te hê. So okay, ek wil bid. Ek wil bid vir my gesin. As jy getroud is, ek wil bid vir my man. As jy kinders het, ek wil bid vir my kinders. Ek wil bid vir my familie. Ek bid vir my vriende. Ek weet hierdie persoon gaan deur hierdie en hierdie en hierdie. Wat gaan in die wêreld aan? Bid vir die hele wêreld wat Jesus nodig het. En bid vir die groot crucial goed, bid vir Iran, bid vir almal wat net besig is om swaar te kry, wat so baie is. En ek dink ons onderskat. Ek dink as ons die krag van gebed moet weet en moet besef, gaan ons soveel meer bid. Want dit kan rarig voel. Soos ek het nou in Wellington ingery en ek ry met my ma se kar en ek het 'n baie mooi sonnebril by haar gekry. Sy is my oogkundige. En vir nou. En nou dink ek, okay, wat sien mense van buite? Hierdie persoon met hierdie super mooi sonbril van Amerika wat ingekruis kom in 'n Mercedes wat nie myne is nie, met klere aan wat ek nie vir myself gekoop het nie. Maar ek meen, dis die prentjie van buite, sonbril, bangles, weet Mercedes. Dit kan maklik voel, hoe kan ek wat nou hier in die Mercedes cruise in 'n veilige straat 'n verskil maak om nou te bid vir die mense in Iran en die reël crazy goed waardeur hulle nou gaan. Dit voel baie keer so 'n kontras. Jy weet waar ons is en wat besig is om met hulle op hierdie oomblik te gebeur. Ons sit en eet koek en hulle nie. En baie keer moet ek myself ook dan backtrack en sê okay, maar dankie Jesus dat ek hier is. Dankie dat ons kan koek eet. Ons mag u blessings geniet. Maar help ons om hulle te help. Help ons om 'n effektiewe kerk te wees, 'n effektiewe liggaam te wees en effektiewe evangeliste en ministers te wees om die gospel te vat om regtig 'n verskil in die wêreld te kan maak en die vrede te bid. Maar in daai oomblik terwyl ek cruise en Mercedes is worship aan en in daai oomblik val dit in my gees om te bid vir Iran en dit is net soos wat ek in hierdie baie mooi warm Wellington sonskyn ry. Ek weet nie wat die tyd van die dag, wat die tydverskil is nie. Maar dieselfde son, dieselfde sonstrale wat op ons val in hierdie goeie oomblik, mag daai selfde son wat opkom oor hulle u glorie daar bring, u vrede bring, u genesing bring. U krag daar uitstort. So ja, ek dink as ons regtig begin bid en dis baie help is as mens regtig vir iets ernstig bid en baie, jy weet, gereeld daarvoor bid en intercede vir dit en mens begin die deurbrake sien en jy begin die verskil sien. Dis baie bemoedigend. So bid sodat jy kan sien wat jy doen sodat jy nog kan bid. So ja, ons moet regtig nie die krag van gebed onderskat nie. En okay, sorry. Van die punt af, so ek sê, baie keer help dit om 'n lysie te hê. Want dan sit jy net daar en dink, wat nog, mamma? Wat nog nie? Dit is jy het actually 'n lysie en voor jy sien, bid jy al 'n hele rukkie. En as mens nie weet wat om te bid nie, is eintlik wat die Bybel sê, vra vir die Heilige Gees. Dit is kragtige gebed om te sê, okay, Jesus, Heilige Gees, wat wil u hê moet ek bid? Wat is u besig om te doen? Wat is u besig om voor te intercede? En dit help wanneer 'n mens geoefen het om sy stem te hoor. Om dan te kan hoor wat hy sê. Frank sê vanoggend in ons koffie oomblik, sê dit so mooi wat hy iewers gelees of gehoor het van gebed. Baie keer begin gebed as 'n duty
and then it becomes a discipline, and then it becomes a delight. Maar dis soos gym. Ons moet hierdie stappe gaan. Ons stap nie in. Partykeer stap ons, ek het nou weer begin oefen. Partykeer draf mense nie eers 2 kilometer nie. maar is okay, ek moet my kilometer draf om hopelik oor 'n rukkie 5 te doen. Ek kan nie net nou begin met 5 ek letterlik dit nie. Even met die kilometer is dit soos okay, as ek by die huis kom moet ek 'n bietjie op my rug lê. Ek net gou stil lê. So dit is soos gym, die Bybel lees en bid, al daai goedjies is mens raak fikser. Hoe meer jy dit doen, mens kan nie net begin en dink ek gaan nou die heiligste persoon op aarde wees wat 4 ure kan bid en mens kan, ek seker mens kan, maar beteken met mens maar net oefen. So ja, daai is die praktiese nie do's and don'ts nie, maar amper so 'n bietjie do's and don'ts van intimiteit en ook om mense jou eie aksies ons eie aksies en reaksies te weeg volgens die woord. Dat ons nie ons lewe vir Jesus gee en dan is ons nou Christene en dan stop dit daar nie, maar in elke oomblik wanneer jy moet kies hoe om op te tree, om wanneer iets gebeur en ek reageer, was my reaksie Jesus? As dit Jesus was wat nou in my plek was, hoe sou hy gereageer het? Frank sê vanoggend, hy word nie meer kwaad vir karre wat voor hom inry op die pad nie. Hy het nog gegroei daardeur, sê hy. Sê partykeer in die winkel as iemand met 'n trolley reg oor die gangetjie voor hom gaan staan, dan moet hy nog 'n bietjie werk aan sy aan sy geduld. Hy sê, maar wat as die Here jou net gou vir 'n oomblik tot stilstand wil roep? Wat van as die Here jou net gou in daai oomblik wil laat stop? En is jou gedagtes by my? Eerstens of tweedens, miskien bring ek daai persoon met 'n doel voor jou. Miskien moet jy hulle sien, miskien moet hulle voor jou staan, miskien moet jy by hulle stop. Wat wil ek doen? Jesus, wat wil Jesus doen? So ons moet dit ek dink dis een van die mees praktiese maniere om seker te maak of om te vra, leef ek in intimiteit? Leef ek heilig? Is al my aksies en reaksies in lyn volgens God se hart en volgens die woord. En dit is nie 'n condemnation nie. Dis 'n invitation. So dit is nie om condemned te voel nie, maar om te voel this is my invitation for more. Daar's meer. Daar's regtig meer en om nog nader aan Jesus se hart te kom. Ja, dis is om jou kind te dissiplineer. Jy doen dit nie omdat jy vir hulle wil sê hoe stupid hulle is nie of hoe verkeerd hulle is nie. Dit gaan oor om hulle te help om 'n beter lewe te hê en 'n beter mens te wees en om 'n beter uitkoms te kry van wat jy besig is om te probeer doen. Ja, so ek wil ook gaan na 2 Timoteus 2 vers 4. Is die skrif daar? O, dis fyn. 2 Timoteus 2 vers 4, sorry. Nie sê soos ek soek nie. Blaai nie. Is dit nou? O, dis nogal mooi in die Afrikaans. Niemand wat 'n krygsman is, wikkel hom in die werksaamhede van die lewensonderhoud nie, sodat hy die een kan behaag wat hom vir die diens geverf het. Dis baie mooi. Die ESV sê a soldier does not get entangled in civilian pursuits. Dis ek nou mooi onthou. Sodat ons hom God kan behaag wat ons in dien geneem het. So 'n soldier is 'n soldaat, 'n krygsman. Sy fokus is baie intens. Hulle fokus is baie en dissipline op wat voor hulle is, wat om te doen.
daar's nie dan in daai situasie van hulle ander goetertjies om hulle wat hulle aandag kan aftrek nie. En dit is die fokus wat ons moet probeer hê om in die gees te hê. Lees gisterand, the earth is preparing for a war, but heaven is preparing for a feast. Maar ons is nog steeds hier. Ons is in hierdie wêreld wat seer is en waar Jesus nodig is en wat vuil is. So dit moet ons intense fokus wees om regtig effektief te kan wees. Okay, so ja, dit is die punt van dat alles vloei uit ons intimiteit. Sodat ons hierdie fokus en hierdie dissipline kan hê en in elke oomblik regtig kan weet wat Jesus van ons vra. Die volgende ene is 1 Petrus 2 vers 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, his own special people, that you may proclaim the praises of him who called you out of darkness into his marvelous light. Dis weer eens ons oorspronklike ontwerp is that we may proclaim the praises of him who called us out of darkness into his marvelous light, who once were not a people, ons, but are now a people of God, who had not obtained mercy, but now have obtained mercy. Ja, the grace and the mercy van Jesus is so groot. En sorry, ek net onthou wat ek hiervan moes sê. My notas nie mooi gemaak nie. Dat ons is, we are a chosen generation. We are a royal priesthood. Maar om nie daar te stop nie, om van daar af uit te gaan. En wanneer ons na by Jesus se hart kom en ons begin sy hart vir die wêreld sien, raak ons hart ook disippelskap, om mense te lei in disippelskap. Feeding the poor and taking care of the widows and the orphans, sharing the gospel, the good news, sodat almal daarby kan uitkom, sodat almal versoen kan word met God. So dan wanneer ons naby aan sy hart is, raak dit dan ons wil, sodat ek my wil en my tyd en my geld, ek eintlik alles by Jesus kry, neerlê om iemand anders by Jesus of nader aan Jesus te kry. En dit is wanneer ons so naby aan sy hart is en ons sy hart raak, is 2 Korintiërs 5 vers 14 tot 15. For the love of Christ compels us, because we judge thus, that if one died for all, then all died. Jesus het sy hele wese, sy hele bestaan, sy alles was gerig en gefokus. Dit is 'n baie goeie voorbeeld van ons, hoe om voluit te leef. Hy het niks gedoen wat hy nie die Vader sien doen het nie. If one died for all, then all died. And he died for all, that those who live should live no longer for themselves, but for him who died for them and rose again. En daai woord van for the love of Christ compels us. Daai woord compels is in die oorspronklike taal, is dieselfde woord wat in Lukas 8 gebruik word wanneer Jesus tussen die crowds is, wanneer hulle hom soos vasdruk. Dis dieselfde woord wat hulle gebruik in Lukas 19 wat dit praat van Jerusalem wat omring is deur die weermag, en dis dieselfde woord wat gebruik word in Lukas 22 toe Jesus gearresteer is en hulle hom ek raak de mekaar restrained of constrained het. Dis dieselfde woord
wat daar gebruik word van hoe Jesus gearresteer is en vasgehou is. Daai compels is dieselfde woord. So dit is soos ons het nie eers wanneer ons hart so naby aan Jesus gehou word, het ons letterlik nie meer 'n keuse as om so compelled te wees dat ons wil totaal en al align met sy wil nie. Hoe meer tyd ons saam met hom spandeer en hoe liewer ons vir hom raak. Johannes 4 vers 19 we love him because he first loved us. So hoe nader ons hom kom, meer tyd ons met hom spandeer, hoe liewer ons vir hom raak oor hoe lief hy vir ons is, hoe meer raak my wil aligned met sy wil. En hoe meer kan ons compelled by love wees. En dan kan ons nie anders as om Jesus te leef en reconciliation vir almal te wil hê nie. En Matteus 28 vers 18 tot 20 wat Jesus sê, go and make disciples. Dit is die ongelukkig nou na die sondeval, is so ons moet altyd terug in ons oorspronklike ontwerp is worship, is intimiteit met God. En dan wat dit uit gaan vloei natuurlik, soos as ons intimiteit kan doen, hoef ons nie eens mekaar te leer oor enige van die ander nie, want dit gaan net natuurlik daar uitkom, maar dan wat daar uit gaan kom is dat ons almal, maak nie saak hoe dit gaan lyk in jou lewe nie, of jy gaan alles opgee en in die wêreld ingaan en gaan evangeliseer in Afrika en Irak en Iran en al daai plekke en wherever, en of dit gaan lyk soos jy is by 'n skool of jy is by wat ook al werk, op die ouend is dit alles om mense te versoen met God, to go and make disciples. Ek wil dit lees. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. In Markus 16, vers 16 tot 20, wat sê, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers. Dit is die eindpunt van ons almal se doel, hoe ook al dit gaan lyk. So, my hart was net om elkeen op te rig en te stig en te bemoedig om te sê ons is elkeen so geliefd en ons is elkeen, Jesus wil ons elkeen so graag hê. Hy het jou gemaak. So he is worthy and he makes you worthy. Maar om nie krone op te sit nie, maar saam ons krone vir Jesus neer te lê. En daar eindig ek nou by Openbaring, want dit is Openbaring 4, die liedjie wat ons net gesing het. So om nie dis nie 'n tyd van krone opsit nie, maar ons krone neer lê vir Jesus. Empty vessels en vol lampies. En daar's geen groter joy en vrede as wat mens kry in true obedience nie. En dit lyk nie altyd great van buite af nie. Partykeer as die Here jou vir iets roep, dan sien mens die obstacles of die sacrifices wat voor dit gaan kom. En mens sien nie noodwendig altyd die glorie wat gaan kom. Jy sien nie altyd noodwendig die deurbrake nie. Maar die sacrifices en die moeilik en die deurdruk is die temporary. En die glorie wat kom en mense wat hulle lewens vir Jesus gee, mense wat kan saam gaan hemel toe. Dit is wat bly. En dit is die moeite werd. Toe ons was in 2021 was nog net 2 van ons 3 kindertjies gebore en ek was saam met Frank toe nou Afrika toe en dit was interessant. Ons het baie rural gebly, so 'n baie groot verandering vir wat mense gewoond is aan hier. Maar ons het dit gedoen en dit was goed. En hierdie keer toe hy weet hy gaan en ons voel ons dink ons hele gesin gaan. En hierdie is eintlik die lewe wat ons kies. Hierdie is die lewe wat ons kies is om in die ongemaklike plekke in te gaan, om die te bereik wat nie bereik word nie, om as Frank nou kan Burma of Iran of Irak of Oekraïne of waar ook al, as hy nou kan gaan, sal hy nou gaan. So dit is ons hart en
ek weet nie wie van julle ken vir Sean Foyt nie. Hy en sy hele gesin is nou weer op pad Irak toe. Sy hele gesin. Hy vat al sy kinders en hulle gaan Irak toe om so naby as moontlik aan Iran te kom om daar te gaan worship en daar die mense te gaan bedien. Maar die deurbrake wat hulle sien en die getuienisse en die wonderwerke wat hulle sien dit is net priceless. Mens kan nie 'n prys op dit sit om te sê wat 'n sacrifice is worth it of nie worth it nie. Maar dit is nie altyd maklik nie. As jy voor daai deur staan en jy weet ek as ouer kies nou om hierdie sacrifice namens my kinders te maak, dis 'n groot oomblik. Want baie keer wanneer mens weet wat die Here vra, maak jy sacrifices namens jou hele gesin. Maar so hierdie keer moes ons ook besluit, okay, gaan ons hele gesin en ek besef dis in die reenseisoen. Ons gaan nou in die reenseisoen laai toe gaan. So reën beteken water, beteken muskiete, beteken malaria. Dit is nie noodwendig altyd 'n gemaklike leefstyl soos wat mense se kinders hier aangewoond is nie. So dis is okay. Ek gaan ja sê en dan gaan ek worry oor wat daai ja gaan bring. Dan sal ek bid vir die krag daarvoor. En die moed om dit te doen. Maar ek weet nie wie van julle die nuwe David fliek gekyk het wat nou uit is nie, maar in die fliek gaan besluit hy gaan en sy boetie en hy sê toe vir sy boetie God will protect me en sy boetie sê vir hom but what if he doesn't? Want baie keer in die lewe word mens siek. Baie keer kry mens seer. Baie keer gaan goeie mense dood. Op 'n tyd wat jy gedink het dit voel nie wat hulle tyd moes wees nou nie. Mense maak verkeerde keuses. Mense het vrye wil. Mense maak verkeerde keuses wat ander mense seermaak, wat ander mense se lewens beïnvloed. Tot op 'n punt wat dan amper nie omdraai is nie, behalwe om deur die seer te genees saam met Jesus. So daai het gebeur. Dis wat ek vir Frank ook gesê het, nou regtig oop en eerlik vir julle wees, ja, ek kies hierdie lewe, maar okay, ek sê ja en ek weet God gaan ons dra. Ek weet God is by ons. Ek weet hy's goed en hy's altyd goed. Maar wat as 'n kind siek word? Wat as iemand seer kry? Wat as hierdie nie goed eindig nie? Soos gaan ek dan nog steeds kan sê God is goed? En waar gaan my geloof dan wees? Gaan my geloof geskit wees? Gaan my geloof nog steeds vas wees in Jesus? En in die fliek sê hy God will protect me en sy boetie sê vir hom but what if he doesn't? En daai het my so getref want dit was my presiese woorde. En David antwoord hom en sê I'd rather take my chances chasing the light than to live in the dark. En ek dink baie keer kies ons to hang back in the shadows en ons dink is die koelte. Ons dink dis 'n comfort zone. Ons dink dis 'n veilige plek. Ons dink dis sekuriteit. Maar eintlik hou ons onsself in die skaduwee, in die donker. En we're not chasing the light. Want ons dink, maar wat as? Maar iemand anders, ek weet nie of van julle onthou ken ook vir Henk Kleinschmidt. Ek het by sy vrou gaan sit want hulle kies ook in die lewe. Hulle gaan ook in al hierdie plekke en hulle het 'n buising Transkei gehad en met hulle 3 kindertjies wat toe nou ook nog baie klein was, sak en pak. Daar is hulle dan vir weke of vir maande. En jy weet die goed wat dan om hulle aangaan wat in die vlees gevaarlik is met mense wat net onveilige goed doen en nie goeie lewenskeuses maak nie en ook in die gees want dit is ook reël. Wanneer jy voluit vir Jesus begin leefhou, die donker kant nie daarvan nie en kom partykeer, but no weapon formed against me shall prosper. En ek het baie ook gaan sê nog sê maar hoe doen ons dit want daar gebeur nog steeds staf. Ek meen Frank het teruggekom in 2021. Sê vir hom dat elke keer as ons saam om Malawi toe gaan, dan kom hy terug met malaria. Die ander keer bly hy gesond.
Maar hy het in 2021 toe hy teruggekom het, hy het malaria gehad. Ek sê okay, ons gaan nou in geloof. Jy drink nie jy weet ons drink nie die pille en al daai goed nie want dit is ons keuse. Ons gaan vir niemand anders daai keuse maak nie, maar dis ons geloofskeuse van hoe ons sê ons vertrou U, Here. Maar hy het nog steeds malaria gekry. So ons vat die geloofstap, maar hy het nog steeds malaria gekry. Maar het ons die hand van die Here daardeur gesien. Verseker, hy sou die dag wat hy sou terugvlieg, dit was ons saam met hom daar was, ons het bietjie vroeg teruggekom met die kinders. En die dag wat hy sou terugvlieg, het hy toe 'n dag vroeër klaar gemaak met die opleiding wat hy gaan doen het daar vir die mense. En ek sê toe vir hom, okay, maar hy sê toe vir my, kyk wat kos dit om my vliegkaartjie te verander. As dit duurder is R350 is los dit. Of hy het iets gesê soos as dit duurder is R300 is los dit, dan vlieg ek die 8ste terug. En ek dink, nee, ek meen dis altyd duur. So dit gaan seker nou R1000 plus wees. En ek het gebel en daar sê dis R350. Ek sê okay, ek kan hom nou nie heeltyd heen en weer bel nie. Ek gaan nou 'n call maak. Okay, R350 is naby aan R300. So cool. Ons verander die kaartjie en hy vlieg toe die 7de terug in plaas van die 8ste. En hy het ek dink dit was in Kenia wat hy 'n layover gehad het deur die aand en toe klim hy op die vliegtuig tot in Johannesburg en toe was Male daar. My skoonma is hier en my ma, baie spesiaal en my skoonsussie. Toevallig was my skoonouers in Johannesburg, so hulle laai hom op by die lughawe en hulle ry Kaap toe. En toe hulle in wat sou een plek wat halfpad is, Beaufort Wes. Toe hulle in Beaufort Wes kom, toe bel hy my uit die winkel, hulle stop en hy bel my uit die winkel, hy sê my vir my bid. Ek voel nie lekker nie, ek het koue koors en ek voel net nie reg nie. En ek bid ons bid, maar ek meen hy kom terug en obviously het hy toe nou nie juist beter begin voel nie want ons is na dokter toe en hy het nou malaria en drink nou maar die pilletjies. En want hy sê vir my eers nee, gaan hom vat in geloof. Hy sê maar as ek môre nie beter voel nie, dan gaan ons maar dokter toe gaan. So eventually was ons, maar hoe ons die hand van die Here net eerstens, die eerste stapie gesien het, is dat as hy die dag later gevlieg het, sou hy in Kenia koors gekry het en dit was in COVID protokol tyd. Dan sou hulle hom gekwarantine het en sou hy met malaria in Kenia gekwarantine gewees het op die lughawe, which wouldn't have been good. So daar is eers in sy hand. En hy was siek, hy was regtig siek, hy het regtig nie lekker gevoel nie, so was dokter toe, hy het medikasie gedrink, hy het vir die dokter gesê, hy gaan nie na hospitaal toe nie. Ek is sy nurse, Jesus is sy dokter. Sy het vir hom gesê, okay, maar as jy nie hierdie pille kan inhou nie, as jy opgooi, dan gaan ek jou moet opneem. Hy het gesê, ek sal probeer. En hy kon die pille inhou, en 3 dae later, toe stap hy saam met ons kafee toe. En die dokter was baie oulik, kan nie haar naam onthou nie, is my dokter in die Parel. Ek dink sy het elke dag gebel, om in te check hoe dit met hom gaan. En sy bel my toe terwyl ons winkel toe stap. Die vrou gaan en ek sê nee, dit gaan regtig goed, hy voel beter, hy stap saam met ons winkel. Sy sê, hy doen wat? Ek sê, hy stap saam met ons kafee toe, dis nie ver van die huis af nie. Sy sê, hy stap saam met die kafee toe. Dis onmoontlik. Want sy het hom gesien, sy het gesien hoe siek hy was. Sy het vir hom 'n drip, hy sê, okay, julle kan vir my 'n drip insit, as ek dit hier kan doen. En sy sê, dis net onmoontlik. So, weer eens, wat ons is 'n saand gesien. Hierdie keer was ons by al dieselfde plekke, al dieselfde muskiete het ons gebyt. Die kinders het nie siek geword nie. Ek het nie siek geword nie. Hy het wel siek geword. Ek dink dit was die 23ste Desember, dis ons by die huis in die Ooskaap en hy sê vir my, "Yes, maar sy spiere voel net nie lekker nie." Ek sê, "Wat, is dit nou omdat jy gister gaan draf het?" Hy sê, "Hy weet, sy spiere voel net weird." Sê toe ek gaan lê. Gaan lê bietjie dalk en Hy geniet 'n middagletjie, maar net 'n rukkie, net so 'n halfuur of wat, miskien 'n uur. En dan sy weer op en dan sy by ons. Ja, en toe hy daai middag nie kan opkom nie. En hy sê, jy weet hy sê vir my hy wil, dis nie dat hy so siek voel nie, hy sê asof hy nie sy liggaam wil net nie opstaan nie. En toe dit nou al 6:00 raak en hy staan nie op, dis en die volgende dag toe 'n bietjie koorsig geraak, dis okay. En nou is ons in die Ooskaap op 'n plaas 'n uur van ons Londen af. Dis ou Kersdag, so daar's nie baie oop
winkels nie. Ons nie baie apteke wat noodwendig regte medikasie het nie. Almal moet als bestel. Ek sê okay, maar Laria en bestel en 3 dae later is nie noodwendig. Dit werk nie lekker saam nie. En ons vriend by wie ons juis was in Malawi, hy's 'n voltydse missionary in Malawi. So hulle weet, daar Malawi het die locals en die expats wat daar bly, daar's 'n pilletjie wat hulle noem La en die oomblik wat hulle enige simptome gekry het, dan drink hulle La en dit het 100% effektiwiteit. Ek sê hoor by JC. Sy naam is ook JC. Ek sê hoor by JC weet hy nie dalk La by hom nie. En Frank Palm, hy het 'n pakkie La, hy travel altyd met 'n pakkie La. Hy is al verby sy 4 weke wat hy terug is, so hy's fine. Sê okay, ons kom dit haal en toe kon ons op Oukersdag ry en die La kry en Frank het gedrink en hy het letterlik daai aand het hy koors gehad en JC sê nogal dit is die pille want hy laat hom uitwerk. Hy het net daai aand koors gehad. En die volgende dag Kersdag het hy bietjie gelê, maar hy het saam met ons gesit, jy weet, eet vir Kersfees ons gesin. En ja, en hy regtig goed deurgetrek. So partykeer sien mense die deurbraak wanneer jy die keuse maak. Wanneer jy die moeilike ja sê, dan kom die deurbraak. Mens sê nie ek het vir Larissa ook al gesê, partykeer as ons mans so weggaan, dan is dit nie altyd lekker nie. Ons verlang en veral as mens nou kinders het, dan is dit nou 'n bietjie ekstra werk, maar mens sien dit vooruit. Wanneer jy weet hy gaan, jy sien okay, hy gaan nou weg. Ek gaan nou verlang. Ek gaan nou alleen wees met die kind of kinders. Jy sien nie wat se krag kom in daai oomblik nie. En dan wanneer hulle weg is dan ek sê vir Frank ek dink regtig daar was al soos angelic hulp. Want dan as hy weg is dan ewe skielik kom ek net by alles uit. Alles gebeur. Ek kry net alles reg. Alles vloei mooi. Dis letterlik asof iemand is wat my help. Maar jy sien nie dit voor jy die ja sê en voor jy in die ja instap nie. Dis wanneer die krag kom en op alle vlakke, die krag op alle vlakke, die krag om deur te trek, die krag om die emosionele krag. Ook ons doen alles uit God se rus uit. So niks van dit is werke wat ons moet laat burn out nie. Dit is ons is aligned met sy wil. En ek het 'n bietjie gedink anyway in die Bybel, weet die mense in die Bybel as almal van hulle moes terugstaan as gevolg van wat sou hulle baie gemis het. As mens dink aan Rut, as sy moes wat en sê nee, bly eerder in Moab, waar dit ken. Ek meen Jesus het daar uitgekom. Wat sou sy gemis het? Esther het 'n baie groot job gehad. Job klink bietjie casual, ek bedoel nie so nie. Wat as Esther gesê het nee? Wat as Paulus gesê het nee? Die wat as is te groot. Die sacrifice is te groot. Wat as wie is nog? Ek dink ons kan almal opnoem. Wat as Gideon gesê het ek het nie genoeg vliesies gesien droog en nat word nie. Ek voel baie eers soos Gideon. Wat sou hulle op uitgemis het? So wil ons uitmis? Nee, die opofferings is duidelik en die glorie en dit wat Jesus doen daarna, dit is everlasting. Dit is regtig Lukas 15:10 wat praat van as when a sinner enters the kingdom. Ek is nie presies die woorde nie, maar die skrif klink vir my soos die hemel hou partytjie. En letterlik wanneer mens iemand witness hulle hart vir Jesus gee, is dit hoe jou gees voel. Dit voel of jy daai partytjie in die hemel join. Daar is nie 'n groter joy nie. Ja, so dit is die moeite werd. So op die eind van Genesis tot Openbaring is die punt is eintlik net wil ek sê ek hoop julle is opgerig en bemoedig om die ja te sê. Maak nie saak wat dit vat nie. Want dit wat daarna kom is soveel meer en soveel beter en so groot en Jesus is altyd daar. Hy sê ook in Matteus 28 I'm with you until the end of the age. Daar's nie 'n oomblik wat hy weg is nie. En dat die uitnodiging van kom nader aan sy hart. Soos ek gesê het in die begin, of jy ver is van sy hart af en weer nader moet kom,
Moenie laat ander goed dit terughou nie. Moenie laat lewenskeuses of worries of doubts in die pad staan nie. Al daai goedjies kan eenkant gesit word en kom net weer na sy hart toe en daai goedjies gaan uitgesorteer word. Mens baie keer het mens so skuldgevoel ook oor sonde of wat ook al in mense lewe dat jy eintlik mens laat dit toe om jou weg te hou. Dus God is nooit weggedraai van jou af nie. Maar ons draai baie keer ons gesig weg want ons voel skuldig of wat ook al dit is. Maar ewenal as jy ver kom nader en daai goedjies sal uitgesorteer word en al is jy baie naby aan sy hart, daar's 'n nog nader. So sy uitnodiging is volgende om nog nader te kom. So ja, kom ons bid en dan as ons nou klaar is asseblief, as daar enigiets is wat ek saam met julle kan bid. Net bemoediging of net die courage om ja te sê of om te weet waarvoor om ja te sê. As daar enige ander iets is, enige genesing wat nodig is, enige siek, kom dan bid ons saam. Okay, dis dit. Okay, dankie Jesus dat ons volgende hierdie tyd saam kon spandeer en Jesus, ek bid dat ons elkeen die uitnodiging sal hoor om net nog nader aan die hart te kom. Jesus, your grace and your mercy is so groot, Jesus. En die woord sê daar's niks wat ons kan skei van die liefde van God nie. So ek bid dit oor ons elkeen. Ek bid dat ons net nader in intimiteit sal kom, net nog meer sal groei in Jesus. En U in ons sal groei. Jesus, dat ons empty vessels sal wees vir U. En dat ons lampies vol sal wees. Ons is lief vir U in Jesus naam. Amen.